Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bied met trots aan die kuns van kennis en die kennis van kuns. Die inhoud van hierdie potgooi verteenwoordig nie noodwendig die standpunte, opinies of beleid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns nie. Alle menings wat uitgespreek word, is die van die individuele sprekers. Vandag praat ons oor iets waarteenoor mense nie neutraal staan nie. En dit is natuurlik mense se geloof en godsdiens. Op persoonlike vlak dink sommige mense, dit gee vir hulle sin en betekenis aan hulle lewens, en ander mense voel weer, dit is 'n klomp onsin. Op makrovlak dink sommige mense, dit struktureer die samelewing en dit maak dat ons weet wat om te doen en wanneer ons wat moet doen, terwyl ander mense weer voel, dit lei tot konflik en oorlog soos ons selfs nou sien in die Midde-Ooste en elders in die wêreld. Nou ja, goeiemôre. Jy kyk na geloof uit 'n heeltemal 'n ander en 'n nie tradisionele oogpunt. Vertel ons 'n bietjie, wie is jy en waar kom jy vandaan en waar kom jy aan al hierdie dinge? Wel, baie dankie. Dit is nogal interessant om met jou te gesels vandag, maar miskien moet ek 'n ander roete opsit. Ek was 'n dosent aan Unisa vir meer as 40 jaar en ek het Ou Testament gedoseer. En in die tydperk het ek begin kyk daarna om te verstaan hoe die koppe van die mense wat die Ou Testament skryf, hoe dit gewerk het. En daar het ek besluit om op die boek Klaagliedere te werk en veral daaroor te werk oor wat gebeur as mense verlieservarings het. Maar om die outeur te verstaan, het ek toe nou besluit, kom ek kyk, wat is 'n kognitiewe, 'n breintipe van perspektief. En dis hoe ek in hierdie dinge begin kyk het. En van daar af het dit verstaan dat ek nie net die skrywers probeer verstaan het op hierdie manier nie, maar dat ek die fenomeen of wanneer mense gelowig en godsdienstig besig is, te bekyk vanuit wat ons noem die kognitiewe wetenskap van religie of cognitive science of religion. En dit is my hele aanpak oor hoe om te kyk. Dus ek gaan nie oor dis of geloof reg is, jy weet, of dit dogmaties korrek en so is nie. Ek gaan kyk of dit nie waar is nie, maar of dit waardevol is. En dit is my aanpak wat ek gebruik. Jy kyk daarna uit die oogpunt van die brein. Maar is geloof nie iets wat eintlik nie rasioneel en gevoelsmatig is nie? Baie mense dink as jy oor die brein praat, is dit net 'n rasionele ding. En kognitief, jy weet, en dit skakel die emosionele uit. Maar wat 'n mens moet verstaan, is dat die brein alles is. Nou, mens moet ook verstaan, jy weet, 'n mens het 'n brein, dis die orgaan, en dan die brein in werking of in aksie is ons mente. En alles wat 'n mens het, of jy nou lief het, en of jy haat, en of jy nou besig is met wiskunde, en of jy besig is om 'n gedig te lees, al daai tipe van dinge kom uit jou brein. En 'n mens se brein gee vir 'n mens tipe van 'n keurslyf, jy weet, waar binne mens moet dink, weet, tipe van bane. En dit moet 'n mens verstaan, dat geloof, as jy vanuit 'n kognitiewe wetenskap kyk na geloof, dan kyk jy na die totaal tipe ding wat jy doen as jy gelowig is, nie net 'n rasionele ding nie. Net op 'n punt van orde, jy gebruik die woord mente. Nou, ek het dit nog nooit in my lewe gehoor nie. Wat is dit? Ja, wel, mente is nou 'n tipe van 'n nuutskepping wat ek gedoen het, want jy weet, in Engels praat hulle van the brain and its mind, jy weet, so dis die brein en dit wat in aksie is, en ons het nie 'n Afrikaans tipe woord daarvan nie, jy weet, ons praat van jou kop of jou gemoed of jou denke, en dit is eintlik alles beperkend, jy weet, kop en denke, dink, jy weet, is rasioneel, maar mente kom eintlik maar van die woord mentaal af, jy weet, dis 'n mentale aktiwiteit. So die brain and its mind, jy weet, as in Afrikaans gebruik ek dit maar die brein wat die fisiese nat orgaan is en die mente wat die brein in aksie is. Daar is soveel duisende gelowe. Nou, waar kom dit vandaan? Is daar 'n tipe van 'n keurslyf wat die brein vir ons gee oor ons en waarmee ons oor geloof en gelowe dink? Jy weet, hoekom is daar so baie verskillende gelowe? Jy weet, as 'n mens dan een brein het, wat 'n keurslyf is, hoe genereer dit dan soveel verskillende gelowe?
Nou daar was 'n baie interessante studie van 'n kognitiewe wetenskaplike van geloof, Justin Barrett, en Frank Kyle wat 'n hoofstroom sielkundige in Amerika is. En hulle het toe saamgewerk en 'n baie interessante studie gedoen. Wat hulle genoem het die online religion and the TC. Weet dit is amper soos PC wat political correct is, hierdie is TC is theologically correct is. En wat hulle gedoen het, hulle het vir gewone mense vanuit verskillende geloofsperspektiewe. Jy weet, sê nou maar Bible Belt mense in Amerika en dan Hindu mense in Indië en die tipe van boeddhiste in Tibet, het hulle sekere verhaaltjies gesê, vertel. Met ander woorde, iemand staan in 'n stroom en hy vang vis en nou beteken dit sy voet hak vas tussen twee rotse in die water styg en nou bid hy tot God om hom te kom help. En wat is die mense se belewenis dan van wie God is en hoe hy dit doen en alles. En vir hierdie verskillende gelowe se antwoorde oor hoe hulle oor hierdie verhaaltjie dink, jy weet 'n werklike lewensgebeurtenis, was absoluut 100% presies dieselfde. Maar as jy dan vir hierdie mense dan nou sê, nou maar goed, kom ons praat nou amper dogmaties daaroor, dan skielik is daar verskille wat kom. So jy het 'n onderbou wat hulle genoem het die online religion. Dis die tipe van geloof waaroor jy nie dink nie. Dit is dieselfde, want dit berus op sekere aannames en hoe ons brein werk oor wat bestaan, wie bestaan en wat hulle doen. Maar die theologically correct ene, dit is dan nou op grond van die tradisie waarbinne jy groot word en waarin jy opgevoed word om so te dink, dogmaties of leerstellig of so, oor geloof. En dit is waar die verskille dan vandaan kom. So ons het hierdie online religion wat absoluut dieselfde oor alle gelowe is, en dan het jy die theologically correct ene waar daar verskille is tussen geloof. En dit is hoe een brein wat dieselfde is oor alle geloof, alle tradisies en rasse en kulture en so aan, hoe dit verskillende gelowe kan na vore bring. Maar waar kom al hierdie verskille dan vandaan? Wel, dit kom maar uit die omgewing waarin mense funksioneer. Jy weet, in breinterme praat hulle van nature and nurture, met ander woorde dit waarmee jy gebore is en dit waarmee jy groot word. Nou, nature is hierdie gedeelde gemeenskaplike sienings oor die werklikheid en oor wesens en oor wat hulle doen, weer eens soos ek gesê het, maar nurture beteken hoe dit in 'n spesifieke konteks opgestel word en hoe mense daaroor dink, en dit is dan waar die meer leerstellige dinge vandaan kom. Wie is dan nou reg en watter geloof is waar? Wel, die eerste antwoord wat meeste mense gee is myne. My geloof is waar, en julle is verkeerd. En dit is hoekom daar soveel verskillende kerke ook bestaan en soveel verskillende gelowe bestaan. Jy weet, en dis 'n vraag wat vir my nogal van 'n lang tyd af interesseer. Maar kom ek vertel jou 'n verhaaltjie wat met my gebeur het. Jy weet, ek was baie jonk in matriek gewees en ek kom toe nou op universiteit en ek is 17, jy weet, en ek is onskuldig en naïef en alles. En ek is in die koshuis saam met hierdie manne wat nou al 2 jaar, destyds was dit nog die tyd van die Bosoorlog gewees en hulle was in die weermag en hulle was valskermsoldate. Jy weet, en hulle die lewe gesien en ek nog nie. Ek weet, en nou praat hulle met ons, weet, en dan kyk ons ook so, ons wat nou maar teologie swat. En ek dink hulle het ook maar stories vertel wat om te kyk of hulle jou kan skok. En die een storie wat hulle toe vir my vertel het, is dat tydens 'n ontbyt in hierdie hoogs parate omgewing, sê die Samajoor, nou kyk, 'n Samajoor is 'n ding met wie jy nie sukkel nie, weet, hy is in beheer van die wêreld, die heelal. Sê die Samajoor toe vir een mens met die ontbyt, jy, bid. Jy weet, en die ouetjie begin toe bid, en hy het 'n baie vroom gebed gewees, maar jy weet, ek wil dit het nou nie met die Samajoor geakkordeer nie, en hy sê toe vir hom, stop, jy bid. Jy bid. En die ander ou toe nou, lyk vir my 'n beter gebed gedoen. Jy weet, nou, okay, dit was vir my verskriklik snaaks aan die een kant, maar dit het vir my ook, jy weet, gevoel, maar is dit nie bietjie lasterlik en so aan die, en, maar toe die vraag begin opkom, jy weet, hoe kom het die ou so gedink, jy weet, wat was nou
wat is verskille? Hoekom verskil mense in styl en is daar 'n regte styl? Is daar 'n beter styl? En dis waar die hele tipe van my nadenke begin ontwikkel het om te probeer verstaan, maar hoekom verskil gelowe en waar kom dit vandaan? En dit het toe nou op die ou end uitgekom by hierdie hele ding van die kognitiewe wetenskap van geloof, dat ek nie gaan kyk na, kom ons praat van amper vir verdiepings, om te kyk dit wat daar bo is, wat mense glo of dit waar is of verifieerbaar of bewysbaar is nie, of ek wil basies kyk hier op hierdie vlak, wat gebeur hier, wanneer 'n mens eerstens die fenomeen verstaan, en wanneer 'n mens probeer verstaan hoe mense glo. So, wat is waar? Dit moet 'n mens oor praat, maar op die ou end wil ek kyk na wat is waardevol. Baie Christene sê, mens moet net eenvoudig kyk na die Bybel, want die Bybel sê vir jou wat is reg en wat is verkeerd. Jy sien, 'n mens wil graag dink dat dit wat jy glo is waar, want ek bedoel, dan kan 'n mens daarop reken. En dit is ook hoekom die Bybel 'n rol van as 'n bewys dien, en hoekom mense wil hê dit moet so wees. Maar die realiteit is, as 'n mens kyk hoeveel gelowe, weergawe van die Christen geloof daar bestaan, hulle dieselfde Bybel. As dit so maklik was om te sê die Bybel bewys dit, dan beteken dit daar sou nie verskille gewees het nie, maar die verskille, kyk hoe baie verskille is daar. So wat 'n mens moet kyk na die werklikheid is, wat bedoel 'n mens as jy sê iets is bewysbaar? En ek dink ons is veral met die ontwikkeling van die wetenskap is ons tipe van so half of gedwing of verlei om te sê, maar alles moet bewysbaar wees om waar te wees. Maar as jy kyk na die totaliteit van die werklikheid, is daar net 'n baie klein gedeeltetjie wat 'n mens onder die wetenskap kan indruk en bewys, met bewyse en tipe van, daar sekere dinge van verifikasie en geldigheid en sovoorts. Maar 'n groot deel van wat ons elke dag beleef en doen, gaan daaroor dat jy kan dit nie onder die wetenskap intrek nie. As jy sê jy's 'n ouer en jy's lief vir jou kind, is dit bewysbaar? Is daar kan jy dit verifieer? Kan jy dit toets, double blind, en die tipe van ding? Jy kan dit nie doen nie. As jy voor 'n rugbywedstryd staan en die ouens huil, en die trane loop oor hulle oë uit oor die vlag en oor die volkslied en oor die patriotisme, is dit bewysbaar? Glad nie. So, ons leef in 'n werklikheid waar 'n klein gedeeltetjie onder die wetenskap ingetrek kan word. En 'n groot deel daarvan, wat ons elke dag as waar en waardevol en al sulke goed beleef, is nie bewysbaar nie. So as ons nou geloof probeer bewysbaar maak, dan dink ons, eerstens ons gaan dit kan sê, want onthou die Bybel sê dit, en dan gaan ons ander mense kan oortuig, dat hulle moet ook so glo soos ons. Maar duisende jare wys dit werk eenvoudig nie so nie. So die hele ding van bewys van die Bybel bestaan net as daar 'n vooraf besluit geneem is. As jy besluit het, die Bybel is waar, dan gaan jy hierdeur oortuig word en op 'n sekere manier. Maar jy en dieselfde as jy aan die Koran eers glo dit is waar, dan gaan jy oortuig wees dit gaan waar wees. Maar daar is nie 'n moontlikheid om hierdie ding te bewys dat dit waar is nie. Nou gaan ek jou vasvra. Is daar 'n God? Daar sê, nou kan ek jou beter sien. Wel, dit is 'n moedwillige vraag. Die feit van die saak is, wat 'n mens moet sê, as jy sê ja, is dit 'n geloofsantwoord. Want dit weer eens, soos ek gesê het, jy kan dit nie bewys nie. Maar as jy ook sê, nee, daar is nie, as jy 'n ateïs is en sê daar is nie, dan is dit ook 'n geloofsantwoord. Want net soos wat iemand wat gelowig is nie kan bewys dat God daar is nie, kan jy as ateïs ook nie bewys dat God nie daar is nie. Want soos ek gesê het, dit val nie onder hierdie aspek van die wetenskaplike metode nie. Hier gaan dit dus oor
wat mense as sinmakend beskou, jy weet, hoe hulle daaroor dink en hoe hulle dit kongruent, jy weet, 'n ding na vore bring, jy weet. En ek dink 'n mens moet, as 'n mens daardie uitgangspunt het en dit verstaan dat hierdie ding nie 'n bewyssaak nie, maar 'n geloofsaak is, dan verloor 'n mens nie iets nie, jy wen geweldig baie daarby, want op die ouend nou kan 'n mens fokus nie om vir mense te oortuig deur te sê dis waar en amper 'n tipe van te dwing na jou standpunt, of dis nie waar nie en te dwing na jou standpunt nie. Nou gaan dit oor 'n saak van, maar wat beteken dit vir jou in jou werklike lewe? En dan, soos ek gesê het, dit gaan nie oor of dit waar is nie, nou gaan dit of dit waardevol is. Sê nou maar, wat jy sê is reg. Maar jy sê jy's 'n kognitiewe wetenskaplike van geloof. Wat beteken dit? Nou kyk, as geloof nou dus buite die wetenskaplike metode val, wat kan jy binne in die wetenskaplike metode inbring? En weer eens, dan gaan dit nie daaroor om te bewys dat dit waar is nie, maar nou gaan jy kyk na wat is die werking daarvan en hoe kom dit daarby dat mense sekere dinge glo? Want jy weet, mense wat nie glo nie sê, ag, ek bedoel, hierdie gedagtes is mos belaglik, jy weet, hoe kan jy daarin glo? Dis mos nou nie wetenskaplik nie. Maar as 'n mens kyk na vanuit 'n kognitiewe wetenskaplike siening van geloof, nou dan kan 'n mens begin kyk nou maar hoe werk 'n brein dat hy sulke gedagtes na vore bring? Is dit irrasioneel? Is dit non-rasioneel? Is dit heeltemal ondenkbaar? Of hoe is dit dat so baie mense hierin glo? En dit is die hele idee van om wetenskaplik te kyk daarna. Weer eens nie of dit waar is nie, maar hoekom mense daarin glo. En dit is eintlik geweldig waardevol as 'n mens dit verstaan. Kom ons raak prakties. Wat moet ek van die brein weet as ek oor geloof praat? Wel, nou begin jy daarom slimmer en beter vrae vra. Wel, dis nou maar ek daardie, maar wat moet 'n mens weet van die brein? As 'n mens oor die brein dink, weet, kom ons praat van 'n brein 101. Wat moet 'n mens primêr van die brein verstaan? Nou die eerste ding wat jy moet verstaan is die brein het net een doel in lewe en sterwe, as mens nou amper die doopformulier kan aanhaal, en dit is om vir jou te laat oorleef. Dis 'n oorlewingsorgaan. Al wat hy wil doen, hy wil jou in die lewe hou. So hy wil kyk, eerstens, wat is gevaarlik en wat is nie gevaarlik nie. Jy weet, 'n mens kan dit amper so sê is, wat kan ek eet en wie wil my eet? Jy weet, die goed wat my wil eet, moet ek van weghardloop, veg, vlug, vries of vrede maak mee, en dit wat ek kan eet, jy weet, dit daaroor kan ek dink en verder daaroor gaan. So, wanneer mense op die ouend oor die brein dink, jy weet, alle insette word oorweeg. Is dit vriendelik, is dit vyand, en met ander woorde, dis vriend of vyand, en dan beteken dit ek moet sit en dink, is dit 'n geleentheid of 'n gevaar, en dan moet ek dink en doen. So dis VVGGDD, jy weet, so 'n tipe van ding. En dit is 'n brein 101 as jy dit wil. En op alle vlakke van bestaan is dit wat 'n mens moet dink. Jy weet, en vriend en vyand, as daar iets na jou toe kom, kyk, as dit 'n vyand is, dan beteken dit ek het 'n sekere deel van my brein is in aksie. En dit is die oorlewingsaksie. As dit 'n vriend is, dan beteken dit meer die denkende brein kom in aksie. En dis dan wanneer ek sien dis 'n gevaar of 'n geleentheid. Die gevaar met 'n sekere deel van my brein, en as dit 'n geleentheid is, is dit 'n ander deel van my brein hoe ek dink daaroor. En dan, dit het 'n invloed op wat ek dink en doen. En dit is op die ou end hoe 'n mens oor die brein moet verstaan, ook wanneer 'n mens oor geloof dink. Want die lewe is vol geleenthede of gevare, en hoe gaan geloof vir my help en dra om hierdie vrae, die geleenthede en die gevare te kan evalueer, hoe ek daaroor moet dink en wat ek dan op die ou end daaroor moet doen. Wel, as 'n mens dit nou weet, is daar dan enige plek vir geloof? Soos ek gesê het, ons word gebore met sekere sisteme. Ek weet, en soos ek nou ook verduidelik het, dit gaan oor oorlewingssisteme. En om te oorleef moet jy weet, daar gebeur dinge, en met ander, daar's wesens
wat 'n rol speel in hierdie, weet wat met ander woorde, of gevare kan wees, of geleenthede kan wees, en die wesens doen dinge. So daar's aksiepatrone wat 'n mens het, en dit moet 'n mens ook op die ou en kyk, weet, is daar, hoe moet ek doen en hoe moet ek dink hieroor. En geloof is nou hierdie samehangende stelsel en sê goed, weet, soos wat 'n mens 'n tipe van 'n politieke stelsel het of 'n ekonomiese denkraamwerk, is geloof 'n denkraamwerk waarin hierdie dinge, weet, 'n rol speel, en op die ou end wat 'n mens moet sê, goed, wat 'n rol speel dit? En nou moet ons dink oor geloof oor wat bestaan, weet, dis die term daarvoor is ontologie, dis met ander woorde dinge en wesens wat bestaan, en 'n mens moet dink aan aksiepatrone, dit is wat gebeur in jou omgewing. Waar kom hierdie idees vandaan waarvan jy praat? Die interessante is dus dat kinderneuroloë en kinderkognitiewe wetenskaplikes, mense wat met kinders werk, sien van hierdie idees bestaan al by kinders so jonk as 6 maande. Hulle het kinders byvoorbeeld voor skerms neergesit en dan sekere dinge laat gebeur, en dan net oor hoe lank 'n kind kyk na iets, kan hulle sien, jy weet, as hulle kyk en wegkyk, dan dink hulle, nou ja, dit moet mos so wees, dis niks interessant nie, maar as hulle kyk en lank kyk, dan weet hulle, die kind dink nou maar, dis iets wat teen my verwagting is, en so kon hulle agterkom wat kinders al klaar dink, en die idees oor ontologie, met ander woorde wat bestaan, en aksiepatrone, is ingebore by ons. Ons word nie met 'n leë lei gebore nie, ons word met hierdie patrone vasgelê in ons breine, reeds van geboorte af. Vertel dan net vir my, wat is hierdie ingebore ontologie, wat kinders dan van geboorte af het? Ja, dit is iets wat 'n mens van kleins af het en wat ontwikkel met tyd, en die persoon wat daaroor baie navorsing gedoen het, is Pascal Boyer, 'n kognitiewe wetenskaplike van geloof, en hy het gesê, alle mense, oor alle kulture heen, en vir alle tye, dink daar bestaan net 5 dinge. En dis 'n persoon, dis 'n dier, dis 'n plant, dis 'n gemaakte ding, jy weet, 'n artefak, en dis 'n natuurlike ding, soos 'n boom of 'n klip. En dit is, weet, en jy kan nou maar gaan kyk in jou eie lewe, dit is daar iets wat anders wat bestaan as een van hierdie 5 dinge. Persoon, dier, plant, natuurlike objek, gemaakte objek. En daar's 3 aannames wat 'n mens oor elkeen van hierdie dinge het. En die eerste ene is die ding lewend of nie lewend nie? Is die ding wat bestaan fisies of nie fisies nie? En die derde ding is, het hierdie wese 'n theory of mind? Met ander woorde, is die wese planmatig? Het kan hy dink daaroor? Nou, weet, as jy 'n persoon dink, het hy al 3, of sy al 3. Jy weet, dit is lewende ding, en gewoonlik kan 'n mens sê, dit is iets wat onder eie stoom beweeg. Dit is, as hy lewend is hy fisies, met ander woorde, ek kan aan hom of haar raak, en die persoon het 'n plan. Nou, dieselfde kan 'n mens van 'n dier sê. 'n Dier is lewend, fisies en planmatig. Jy weet, hulle kan self loop, hulle moet eet en drink, en hulle kan iets wil gaan vang, of hulle wil loop om te gaan water drink, of om iets te gaan eet. Maar as jy aan 'n plant dink, dan dink jy byvoorbeeld, hulle is lewend, hulle is fisies, maar jy dink nie aan 'n plant, dat die plant iets met jou, 'n plan het, om met jou te maak nie. En dieselfde met 'n natuurlike objek, soos 'n klip of 'n berg. 'n Klip is fisies, maar hy's nie lewend nie, en hy's nie planmatig nie. En dan kom dit by, as jy nou maar 'n gemaakte objek, soos 'n tafel of 'n stoel of iets in die lyn, dan beteken dit is ook iets wat fisies is, maar is nie planmatig nie en is nie lewend nie. So alles in die werklikheid, gaan toets nou maar oor enigiets wat jy dink, is een van hierdie 5 goed wat hierdie 3 aannames het. Goed, so weer eens dink aan 'n persoon. Jy stap nou op 'n stappaadjie, weet jy, nou 'n Tafelberg, en hier kom iemand van voor af aan. Jy kan sien is 'n persoon, is lewend, hy of sy stap, en maar nou sit jy en dink,
theory of mind? Jy weet, is dit 'n persoon wat my gaan aanval of wat net vir my gaan groet terwyl hy by my verbystap? Jy weet, so dit is die tipe van wanneer jy dink oor ander dinge. Nou kom daar 'n hond aangehardloop, weet met en weer eens jy kan sien dit is jy herken dit as 'n dier wat lewend is, wat fisies is, jy weet, en ek bedoel hy het hare en tande, maar jy weet nie wat die hond se plan is met my nie. Gaan hy my byt of gaan hy my lek? Of net verbyhardloop. Nou sien jy 'n plant en jy sit en dink goed, dit is lewend, wat die plant groei, dit is fisies, maar jy dink nie hy het 'n plan nie. Weet, maar nou dink jy aan al hierdie prentjies op sosiale media waar hierdie plant staan in 'n pot, weet iemand wat vermom is as 'n plant en dan skielik na jou toe uitkom en hoe die mense skrik want dit is totaal teen hulle verwagting in, want jy weet 'n plant is nie iets wat beweeg en jou wil kom vang nie. Dieselfde met 'n klip. Jy weet jou verwagting is die klip daar lê daar, hy's fisies en ek moet rondom hom loop, maar jy gaan nie dink die klip gaan vir jou iets sê of doen aan jou nie. En dan ook met 'n artefak, daar's 'n bankie. Dit is fisies genoeg dat jy daarop kan sit, maar jy dink nie die bankie gaan met jou praat as jy dit doen nie. So jy sien dit is hoe 'n mens dink oor die werklikheid. Hierdie 5 goed met die 3 aannames. Dit maak vir my baie sin, maar wat beteken dit vir geloof as 'n mens hierdie dinge weet? As 'n mens dit dink of weet, dan is daar 'n baie klein stappie tussen ons geloof oor die werklikheid en of ons siening van die werklikheid en belewenis daarvan en ons geloofsake. En dit is ook wat Pascal Boyer gesê het. Hy het gesê geloof is ordinary thinking with a tweak. Is doodgewone gedagtes of denke net met 'n effense verandering. En wat hy dus sê, as jy nou geloofsmatig dink, dan beteken dit, jy aktiveer hierdie normale tipe van denke, maar jy verander net een sekere aspekte. Kom ons dink byvoorbeeld aan die ding van 'n persoon. As jy oor God dink, dan beteken dit, jy aktiveer die persoon idee in jou kop. Weet nou, 'n persoon is lewend, fisies en planmatig. Maar God is nie fisies nie, want jy kan hom nie sien nie. So die tweak kom dat een van hierdie aspekte word wat Pascal Boyer sê geviolate of getransfer. Nou violate beteken dit word weggeneem, transfer beteken dit iets word bygevoeg wat dit nie gehad het nie. So as jy oor God dink of oor die gees of selfs oor 'n spook, jy weet dan beteken dit die persoons idee word geaktiveer en 2 van die goeters is daar, weet van die verwagtinge, naamlik is lewendig, hulle kan beweeg en hulle kan dinge doen en hulle kan dink, hulle het planne en so aan, maar die aspek van sigbaarheid of fisies daar wees word weggeneem. Dieselfde, sê nou maar jy dink oor 'n beeld, jy weet mense sit nou dink daar sit nou 'n beeld van Boeddha of weet in die Ou Testament het hulle nou die heilige boomstamme of sulke beelde gehad. Dan dink jy maar, dis 'n artefak, of dis 'n natuurlike objek, jy weet, dit is iets wat mense gemaak het, of dis 'n boom of 'n klip of wat ook al, en dit is nie lewend nie, en dit het nie 'n plan nie, maar jy verwag van hierdie dooie ding, om vir jou iets te sê, jy weet, of soos hulle wat in die tradisionele godsdienste maak, sê nou maar dollosse gooi, dis natuurlike objekte, en nou moet dit vir jou plan gee, of jy weet wat mense, sommige mense het ons hierdie teekoppie en blare en wat ook al, nou dis net 'n klomp blare, maar nou moet dit vir jou verduidelik wat ek môre moet doen, hoe ek my beleggings moet doen en wat met my gaan gebeur. So jy verwag van nie lewende dinge om vir jou 'n boodskap te gee, so 'n theory of mind te hê. So dit is iets wat hulle nie het nie, maar dit word oorgedra aan hulle. So wat 'n mens dink, geloofsdenke, is dis nie voorwetenskaplike denke, jy weet, of naïewe denke wat 'n mens gaan ontgroei soos wat die tyd aangaan en soos wat 'n mens meer gesofistikeerd word nie. Dit is by alle mense die mees gesofistikeerde mens op aarde wat die mees wetenskaplike denke in 'n sekere terrein het hierdie tipe van gedagtes wat wanneer hulle oor dinge of oor wesens dink, dat dit sulke tipe van veranderings het. So die mees ateïstiese mense het hierdie geloofsdenke ook in sy of haar
gedagte. So mens moenie vir mense sê, jy's gelowig en dit is dus voorwetenskaplik of onwetenskaplik of wat ook al nie. Dit is so normaal menslik, soos wat elke mens het, en elke mens in die lewe, in die toekoms wat gebore is, gaan dit nog steeds hê. Wat moet 'n mens weet van die wesens waarin mense glo wat bestaan? Jordan Peterson het 'n baie interessante boek daaroor geskryf, With the Architecture of Belief, en hy's 'n sielkundige, en op die ouend het hy gesê, as mens na geloof kyk, is die interessante is dat oor verskillende gelowe is daar altyd dieselfde tipe van wesens betrokke. En hy het dit nou maar so half gesê, daar's 'n vaderfiguur, daar's 'n moederfiguur en daar's 'n tussenfiguur. En of jy nou in die Babiloniese godsdienste kyk, of in die godsdienste van Egipte, of in die Christendom, of van die ander, sien jy altyd dit. Maar dit beteken dat hierdie wesens het 'n sekere rol wat hulle speel. En die vaderfiguur het altyd die tipe van archetype, of die rol wat hy speel, is dat dit ordelik is, in orde en orde skep. Die moederfiguur gaan weer oor die skep van lewe, van groei. En die tussenfiguur is om tussen hierdie dinge te, hoe sal ek sê, bemiddel. Want alle mense wil orde hê, weet, en voorspelbaarheid. Dit is 'n tipiese menslike behoefte, en dit is hoekom 'n mens wil vastigheid hê, ook in wat jy glo, want jy wil hê, weet, dinge moenie die mekaar wees en so aan nie. Maar orde kan rigied word, dat dit in 'n tirannie veroorsaak, dat orde so strak is, dat dit nie meer die werklikheid aanhelp nie, maar dat dit terughou. Dieselfde met groei. Groei is ongelooflik nodig om vir vooruitgang en alles, maar ongebreidelde groei beteken dit is chaoties. En chaos maak mense weer bang en hulle wil terugstaan daarvoor. En dan die bemiddelaar tussen hierdie is gewoonlik dat 'n mens dan nou sê, hoe bring 'n mens die orde en die vernuwing by mekaar? En wanneer as dit te rigied is en te chaoties is, hoe hanteer 'n mens dit? En dit is wat hy op die ou end sê, een van die rolle wat godsdienst speel, is om die werklikheid vir mens onder woorde te bring, maar in terme van die spel tussen orde en groei, tussen tirannie en chaos en die bemiddeling daarvoor. En dit word dan versimboliseer in godsdienste deur die wesens, die wat bestaan, die ontologie van hierdie rolle wat die goddelike wesens speel. Beteken dit nie maar dan net dat God 'n simbool is en eintlik glad nie bestaan nie? Kyk, ja, nou kom ons weer terug oor, is dit waar en so. En onthou die status van kennis waaroor ons gepraat het. Wanneer dit oor geloof gaan, beteken dit eerstens dat mense glo, en die wetenskap sê vir mense, hoe kom dit dat 'n mens daarby glo? Maar die vraag of dit nou maar net 'n simbool is en of hy werklik bestaan, is nie deel van hierdie tipe van gesprek nie. Dit is op die ou end 'n geloofsbesluit wat jy neem, ja of nee, en dit is 'n saak van geloof, maar dis nie, hoe sal ek sê, wetenskaplik bewysbaar ja of nee nie. Nou goed, benewens die ontologie, met ander woorde wat bestaan, praat jy ook van aksiepatrone. En wat beteken dit en watter invloed het dit op ons verstaan van geloof? Ja, as 'n mens nou weet wat bestaan, dan moet 'n mens nou ook weet wat doen hulle. En daar het Lawson en Macaulay het toe nou 'n hele boek geskryf oor Religion Explained, en wat hulle gesê het, wat ons glo oor wat gebeur, het ook 'n tipe van ingebore patroon wat oor alle mense, alle kulture, alle rasse, alle mense het hierdie tipe van verwagting van dit is hoe dinge gebeur. En die dinge wat gebeur is, daar's gewoonlik net 'n paar aspekte. Eerstens, daar's iemand wat iets doen, jy weet, so kom ons noem dit die aktant. Dan tweedens is daar of die ding wat hy of sy doen, of die wese doen, dit is die handeling. Derdens is daar aan wie dit gedoen word. Jy weet, in die Engels praat hulle van the patient, jy weet, maar dis in geval maar die ontvangende persoon of entiteit wat dit het. En die ding wat
hierdie entiteit of doen iets aan 'n ander entiteit en gewoonlik is daar 'n tipe van 'n middel waarmee jy dit doen en dan is daar 'n gevolg. So alle aksiepatrone het hierdie 5 aspekte by betrokke. So dink maar byvoorbeeld sê maar ek gee vir my kind 'n brood op 'n bordjie. Jy weet, dan beteken dit ek kan dit analiseer in terme van hierdie dinge. Jy weet, ek is die handelende persoon, die gee is wat ek doen, die ontvanger of die pasiënt is die kind, die instrument is die bordjie en die gevolg daarvan is die kind as hulle dit eet is nou gevoed. Jy weet, so dit is wat 'n mens verwag van handelingpatrone in die werklikheid en dit is ook ingebore. Spel 'n bietjie meer uit wat beteken dit vir ons vir geloof en hoe ons geloof moet verstaan en hoe ons dit moet beleef. Jy weet 'n groot deel van godsdienst en geloof is geloofshandelinge. Jy weet 'n mens sal dit kan sien, jy weet ek gaan kerk toe, ek gaan doen tipe van sekere werk wat ek vir mense dinge gee of so aan, maar 'n geweldige belangrike aspek van alle gelowe is rituele. En as mense nou begin dink aan rituele, dink 'n mens daar's duisende van die dinge en hulle is so verskillend dat dit eintlik onverstaanbaar is, maar elke liewe ritueel wat bestaan in die werklikheid kan gereduseer word of geanalyseer word of beskryf word in terme van hierdie 5 aspekte. Kom ons dink byvoorbeeld aan die doop. Jy weet nou daar's 'n groot verskil sê nou maar in Christene, in Christenkringe, jy weet is dit nou moet dit nou groot doop of klein doop wees. Maar kom ons kyk eers. Jy weet daar's 'n handelende persoon en daar's 'n doop tipe van handeling. Daar's 'n persoon wat dit ontvang. Daar's 'n medium of 'n instrument, jy weet wat gewoonlik water is, en dan is daar 'n gevolg. Nou, as mense nou stry oor groot doop of klein doop, jy weet, dan beteken dit almal sê, jy weet, maar die Bybel sê dit en die Bybel sê dat. Maar as jy nou dink aan 2000 jaar het hulle nog nie uitgesorteer wie's reg nie, jy weet, en elkeen sê, so daar is nie 'n finale tipe van manier om te besluit hieroor net daar op hierdie manier nie. Maar as jy kyk na hierdie beskrywing daarvan, is daar heeltemal 'n manier om dit te doen. Want as jy mooi kyk na die 5 aspekte, is dit 2 totaal verskillende geloofshandelinge. Kom ek verduidelik vir jou nou wat sal die tipe van klein doop wees, volgens hierdie handelingspatroon. In die klein doop is God in die handelende posisie. Hy sê ek as God aanvaar, dit is sy handeling en die pasiënt is of die ontvanger is dis nou die kind, maar dit kan ook 'n volwassene wees. Die instrument is die water, weet, en dan beteken dit die effek of die gevolg daarvan is ek aanvaar jou en jy is nou deel van die godsvolk. Of die geloofsgemeenskap of wat ook al. Die groot doop is omgekeer. Die mens is in die handelende posisie. Hy of sy sê ek as mens aanvaar, dit is die handeling, die pasiënt of die ontvanger is God. Ek aanvaar jou as my verlosser en die instrument is weer eens water en die effek daarvan is ek is nou geassosieer met hierdie geloofsgemeenskap. En dit is die verskil tussen die twee. En wanneer 'n mens hierna kyk, het dit sekere implikasies in terme van herhaalbaarheid. As God in die handelende posisie is, soos met die klein doop, dan beteken dit hoef nie herhaal te word nie, want hy doen 'n ding en hy doen dit klaar en dit hoef nie oorgedoen te word nie. As die mens in die handelende posisie is, dan soos met die groot doop, beteken dit kan as gevolg van die mens wat gedagtes kan verander of wat nie so betroubaar is nie of wat ook al, beteken dit kan verwater en dan moet dit oorgedoen word op 'n ander tyd. Het jy 'n voorbeeld van hoe geloof vir mense van nut en van waarde kan wees hier en nou? Jy weet, een van die dinge waar mense baie mee sukkel elke dag is belewenis van lyding, weet of van swaar kry. En as 'n mens hierdie dinge weet van sê nou maar die ontologie wat bestaan, die wesens wat bestaan in die handelingpatrone wat hulle doen, dan begin hierdie hele hantering van lyding of nadenke daarvan vir 'n mens makliker raak. Want onthou, as mense swaar kry
is die eerste vraag gewoonlik, jy weet, hoekom ek? Met ander woorde, waar pas ek in hierdie handelinge? Iemand het nou iets aan my gedoen, nou hoekom het dan ek? En die tweede vraag wat mense gewoonlik vra is nou maar, wie is verantwoordelik hiervoor? Jy weet, en jy weet, dan kom daar nou, dit is nou die normale vraag, kom ons sê die online religion, weet wat hierdie tipe van vrae vra, maar nou die TC of die teologiese korrekte tipe van dinge is, jy weet, nou kom dinge, is God hier verantwoordelikheid, en wat is sy rol in leiding, jy weet, en wat 'n rol speel die duiwel hieroor, en ander mense, en sovoorts. So, nou help dit vir mense om te verstaan, maar goed, ek is betrokke in hierdie handeling, jy weet, het ek 'n ding gedoen wat nou regtig dom was, jy weet, ek het te veel gedrink en toe het ek bestuur en nou was ek in 'n ongeluk, so jy weet, ek was die handelende persoon, of ek het eenvoudig net gery in 'n kar en iemand anders wat dronk is het in my vasgery, so dis aan my gedoen, en dan begin mense na die hele ding kyk, nou maar waar's God in hierdie, weet, is hy, weet, en begin vra soos die, weet, toelatende wil, en weet, is hy werklik betrokke hierby, doen hy die oorsaak, jy weet, soos iemand gesê het, jy weet, gaan ek nou my kind se been breek om te wys hoe 'n goeie pa is as ek hom vir jou kan regmaak daarna, jy weet, al daai tipe van vrae, die teodisee vraagstuk en waar God in leiding is, in betrokke is, en jy weet, so, hierdie tipe van vrae is natuurlik, maar nie altyd so hulpvaardig om daar deur te kom nie. Jy weet, so, ek het tipe van 'n voorstel dat 'n mens liewer kyk na, wat moet ek doen, ek self in hierdie ding. En enige leidingssituasie is daar eintlik 3 fases wat ek noem, is beleef, deurleef en oorleef. Weet, en as 'n mens deur leiding wil stap, ook geloofsmatig, moet jy eerstens kyk, ek moet die ding vierkantig in die oë kyk, dis die beleef, jy weet, ek moet nie dit probeer wegsteek of wat ook al nie, want dan gaan dit net later na vore kom op slegte maniere. En die beleef beteken dat 'n mens die ding moet analiseer. Wie was betrokke? Jy weet, en watter rol het elkeen gespeel in hierdie ding? En wat was my aandeel en wat was die dinge wat hier gebeur? Jy weet, en hoe dink ek oor God in hierdie of in my siening van geloof oor hierdie saak. So dis die beleef, jy moet hom vierkantig in die oë kyk. Die deurleef beteken 'n mens moet gaan begin kyk, jy weet, hoe moet ek hierdie ding hanteer? Wat kan ek doen? Ek is nie net 'n passiewe, weet, iemand wat net eenvoudig moet kyk nie, of dit maar net wag dat iemand anders vir my moet kom help nie. Ek moet begin die dinge hoe kan ek dinge struktureer? Jy weet, en dit beteken ek sal sekere dinge moet agterlaat, ek sal sekere dinge moet behou en ek sal sekere dinge moet nuut doen. En dit is wat die beleef faksie is. En dan die oorleef is op 'n tydstip moet 'n mens weer jou oë opkyk en dan verder na die horison kyk en hoe mens aangaan. Maar in hierdie proses van beleef, deurleef en oorleef, beteken dit 'n mens moet gaan kyk na die ontologie, wie is betrokke, mens moet kyk na die handelingspatrone en dan watter alle rolspelers en ook hoe jy byvoorbeeld oor God in hierdie aspek dink. En dit gaan vir jou help om iets baie prakties soos leiding beter te kan hanteer as ek dit verstaan. En dan is dit weer eens nie wat is waar nie, nou is die fokus 100% op wat is waardevol. Wel, ek dink jy het nou uitgewys dat op persoonlike vlak kan geloof werklik vir mense van waarde wees en waardevol wees. Maar as 'n mens nou dink byvoorbeeld aan samelewingsbelang, wat van oorloë en konflikte wat geloofsverwant is? Ja, wel, die idee dat geloof en godsdienstoorloë veroorsaak is wyd versprei. Maar wat 'n mens werklik moet na kyk is dat dit is gewoonlik nie die primêre beweegrede nie, maar dit is 'n sekondêre iets wat bygetrek word. Mense maak oorlog oor dinge soos daar's te min middele in my omgewing en ek moet met ander woorde in my vallei is daar te min, so nou moet ek oor die berg en gaan kyk wat daar aan die ander kant is en as hulle baie het, dan vat ek dit of ek vat hulle vallei af of so. So dit kan ekonomies wees, dit kan gewoon magsug wees en alles. En die rol van geloof is gewoonlik iets wat dan daarby kom en sê, maar hoor, so ons moet nou 'n klomp mense oortuig om my saak by aan te sluit en te gaan veg. En
weet soos iemand gesê het, patriotisme is om iemand anders se kind vir jou ideale te laat sterf. Nou, hoe kry ek dit die maklikste reg? Dit is om daaraan 'n geloofskomponent te heg. So, die ding wat byvoorbeeld in die Midde-Ooste is op die oomblik, is dikwels iets heeltemal anders. Dit gaan oor omgewing, dit gaan oor terrein, dit gaan oor ekonomie, dit gaan oor sienings, van ek hou nie van die mense of daai mense nie, en na die tyd kom geloof dan by. So mense moet baie mooi tipe van meer gelaagd en genuanceerd dink oor godsdienst se rol wat gewoonlik na die tyd kom. Dis nie 'n primêre beweegrede nie. Nou ja, weer 'n bietjie van 'n moedswillige vraag, is die Bybel waar? Ja wel, weer eens, mense wil hê dit moet waar wees in terme van wetenskaplik waar. En weer eens, mense moet onthou, dit kom van 'n tydperk wat redelik resent is, met die sukses van die wetenskap. Hoe mens die Bybel moet sien dat hy waar is dat hy lewenswaar is. En wat vir mense oortuig is verhale. Weet wat ek baie verduidelik is, dat as jy wil leer om te vlieg, dan beteken dit, vlieëniers gaan sit in 'n vlugsimulator, om die lewe of om die situasies van vlieg en die dinge wat kan gebeur en hoe hulle die instrument moet gebruik in baie moeilike omstandighede, gaan oefen hulle op 'n manier wat nie die vliegtuie en mense se lewens in gevaar stel nie. So dis 'n vlugsimulator. Nou, verhale is 'n lewenssimulator. Met ander woorde, ek kan 'n verhaal lees, of na 'n film kyk, of na 'n boek of lees, en dus op die ou end ook na die Bybel se verhale kyk, as 'n lewenssimulator. Dit help vir my om te sien hoe ander mense, en as 'n mens dan die Bybel kyk, is dat hoe mense in dieselfde geloofstradisie waarin ek staan as jy 'n Christen is, hoe hulle sulke dinge soos lyding of konflik of so gehanteer het. En dan kan ek met ander woorde tipe van lewenservaring opdoen, sonder om dat ek het noodwendig primêr daarin staan. Of ek kan na die tyd gaan kyk, okay, ek is nou in hierdie tipe situasie, hoe het mense dit daar beleef? En in daai opsig is die Bybel waar, hy is lewenswaar, maar hy hoef nie histories of wetenskaplik waar te wees om waardevol te wees nie. Dit maak vir my sin, en ek verstaan dit, die hele ding dat 'n mens op 'n kognitiewe manier so na geloof kyk, en dat dit wetenskaplik is, en dat 'n mens nou baie dinge beter verstaan, maar 'n gewone mens wat nou net eenvoudig gelowig is, en deur sy of haar dag wil kom, en wil hê dit moet iets beteken. Wat beteken dit vir hulle? Jy weet, 'n baie belangrike aspek van geloof is dat mense in konflik kom met geloof. Jy weet, as jy staan in 'n sekere tradisie en het alle jare so gestaan, en nou kom jou kinders en hulle voel maar hulle wil in 'n ander geloofstradisie kom, en dit is vir mense geweldig bedreigend. En dit maak hulle hartseer en dit bring konflik en hulle sê julle is verkeerd. Of jy het lank in een tradisie gestaan en nou voel jy nie, maar die dinge is verkeerd, of die manier hoe hulle die dinge doen, en nou moet ek my eie kerk stig, want dis nie meer waar nie, jy weet. Maar as 'n mens werklik daaraan dink, jy weet, as sê my in die Christelike tradisie, in die protestantse tradisie is daar 46.000 kerke. En elkeen van hulle dink hulle is waar en die ander ouens is verkeerd. En geweldig baie tyd en energie gaan daarin om hierdie tipe van verskille en konflikte tussen kerke op te los. Of te behartig, jy weet, en hulle glo nou so, hulle het nou hierdie mense deel gemaak van die kerk, en ek dink nie hulle hoort in die kerk nie, of jy weet, jy glo nou so, en dis verkeerd, en ons moet met ander woorde vir jou uitwerp, of ons moet afskei en 'n nuwe ding doen. Jy weet, kyk hoeveel in kerke net in die Afrikaanse gemeenskap is daar in Suid-Afrika. En op die ou end, is dit waar, is dit nuttig, is dit haalbaar? En nou moet 'n mens gaan kyk, mens moet ook amper gaan sit en dink, as jy nou so dink, my siening is waar en joune is nie waar nie, weet, wat is, kom ons, as ek nou moedswillig wil wees, wat is slaagsyfer? As mense nou dink in terme van 'n finale bestemming, wat deel is van die geloof. En ek dink dit help nie mense verder om vandag te leef deur so daarna te kyk nie.
as jy gaan sien, hier is hierdie tipe van gedeelde manier van hoe mens gelowig is, hierdie online religion, is ons baie dieselfde. Die TC religion is verskillend as gevolg van sekere klemtone en alles, maar ek dink as 'n mens verstaan hoe dit werk, gaan baie van hierdie konflikte minder word, sê net maar soos wat ek gesê het oor die groot doop en die klein doop, en ander sienings oor samelewing en oor geslagtelikheid en oor politieke tipe van rol daarvan en oor armoede en sovoorts, kan 'n mens baie nader aan mekaar beweeg as 'n mens verstaan hoe geloof werk. En dit is die nut en waarde daarvan om 'n kognitiewe wetenskaplike siening van geloof te hê, wat nie fokus daarop of dit waar is, sodat ek iemand anders kan dreig of oortuig nie, maar of dit waardevol is. Maak dit op die ou end 'n verskil in hoe ek elke dag leef en hoe ek die werklikheid beleef. Dit was nou interessant geweest en ek dink dit is heeltemal 'n nuwe kyk wat mens kan doen en selfs as jy verskil van ander mense. So, as 'n mens dus dink aan die kognitiewe wetenskaplike verstaan van geloof, dan sê dit vir 'n mens 'n paar dinge. Die eerste is, mens kan niks bewys nie. Geloof is om te glo. Tweedens, daar is altyd verskille, maar verskille is nie noodwendig iets wat totaal negatief is nie. Dit kan eintlik nogal baie kreatief wees en 'n mens moet dit verstaan. En op die ou end moet 'n mens gaan kyk, hoe kan 'n mens jou geloof so uitleef op persoonlike vlak, en sosiale vlak en in die samelewing, dat dit waardevol is, want die waarheid lê in die waardevolheid. Indien u ook u navorsing op hierdie platform wil deel, kontak Melanie Rens by melanie@akademie.co.za vir meer inligting. Tranquility Base here. The Eagle has landed.